Maar die son het nie 'n skakelaar nie. As die aarde draai, dan gaan die son onder hier by ons, maar ons weet, môreoggend, sonder dat jy goed of sleg is, of dit nou in die woestyn is, en of jy in New York is, en of jy in Leidenburg is, of jy 'n hond of 'n kat of wat ook al is, die son gaan weer skyn. Dis God se goedheid. Dis God se genade. Hy laat nie die son skyn net oor die gelowiges nie. Hy is lief vir almal, hy gee almal 'n kans. En dan kom ons by jou huis. As jy in Suid-Afrika bly, en hoop jy Eskom werk saam. Want as die son ondergegaan het, dan het jy 'n lig nodig. En daai lig belig jou huis, jou kamer, jou gang of jou tuin. Maar daai lig waarmee jy daar werk, het niks met my te doen nie. Want ek het weer my eie lig. Want dit is 'n unieke oomblik van lig. En nou, in Psalm 119 vers 105, lees ons die volgende. U woord is 'n lamp vir my voet, en 'n lig vir my pad. En nou kom ek en jy, en ons is net mense. En jy bedoel dit opreg. En jy sê, Here, kan ek nie maar net sien wat gaan hierdie week gebeur? Here, kan ek net oor 3 maande, kan ek net sien? Kan ek net sien wat gaan van hierdie ou babietjie word? Want jy sien, die oomblik as ek kan sien wat gaan kom, dan raak ek mos rustig. Hallo? Jy's elke dag in 'n werksituasie, en elke dag is jy op en aan die gang, en jy's moeg, en jy kan nie meer nie. En dan weet jy, Vrydag gaan ek op verlof, daai Vrydagoggend, want jy sommer so 'n nuwe lewe in jou. Want nou weet jy, nou gaan ek op verlof. Hoeveel keer het jy nie al gebid en gesê, Here, kan ek nie net vanmôre wakker word en 4 miljoen rand op my rekening hê nie? Jy het dit nog nie gesê nie. Ek het dit al baie gesê. 4 miljoen is peanuts, man. Die Here, kan ek nie môreoggend wakker word en 50 miljoen in my rekening, ek weet wat ek daarmee gaan doen. Sê die Here, nee, ken jou. Jy sien, ek en jy soek sekerheid. En ek weet wat gaan gebeur. Ek hou nie van verrassings nie. Maar nou skryf Dawid hierdie versie in, en hy sê, U woord, hoor my, waar is dit nou? Is 'n lamp vir my voet, vir Dries se voet. En 'n lig vir my pad. Ons was nou die aand by 'n vreemde huis, en terwyl ons daar sit, toe ewe skielik gaan die krag af. En met eens besef ek, maar ek weet nie waar is die skakelaar nie. Al is hy nou lig, weet ek nie om hom aan te sit nie. Jy sien, dis baie keer die probleem.
Ek en jy is in die huis van die Here, want die son van God se geregtigheid skyn. Dis sy genade, omdat jy nie besef dat hy jou eintlik tot bekering wil lei nie, volgens Romeine. En nou is ons almal happy, want die son skyn oor die regverdige en die onregverdige. Maar nou kom ek in my persoonlike geestelike stap met die Here, en nou wil ek hê daai lig, die son kan 'n invloed hier binne hê. Maar as ek hierdie ligte nou afsit, nou, gaan dit vir jou skokkend wees. Hoor wat ek sê. Christo, hardloop gou na die skakelaars toe. Sit vir my, almal af, houd op. Almal af. Kyk hoe verander die toneel. Want die groot lig is af. En nou, hou hom nog so rukkie af. Nou, kom ek op die punt, danksy tegnologie, dat ek 'n lig het. En daai lig kan maak dat ek sien waar ek lees, maar dit help jou niks. Hierdie lig nou help jou niks. Maar hy's lig. Sit vir ons aan, Christo. En nou kom hierdie godsman Dawid, en Dawid het verdwaal in sonde. Dawid het verdwaal in gevegte en in rebellie met sy kinders. Maar hy skryf 'n geheim. Hy sê, u woord is 'n lamp en 'n lig. So drie Saterdae terug, toe ons daai verkoping gehad het die oggend, daai julle, toe is die krag af. En ek gaan gelukkig haal ek 3 lang kersse uit. En ek het 'n blaker, en ek het 'n bottel sommer, en ek het 3 kersse aan, en nou loop ek af in die gang, met 'n kers. En ek besef met eens, maar ek kan nie eers die kante van die muur sien mooi nie. Want hierdie kers maak hier lig. Nou het ek 3 kersse in die kamer, maar nou kan ek nie in die badkamer sien nie. Vir die eerste keer in my lewe moet ek skeer by 'n kers. Gelukkig het ek nie 'n verskriklike baard nie. Maar ek moes aanpas, want 'n kers is anders as die LED's. En 'n lamp vir my voet is 'n lig hier by my voet. So as ek met daai lamp loop, kan ek nie 20 meter voor my sien nie. Hoekom? Want ek moet sien waar ek trap. 'n lig vir my pad. Onthou nou wat Dawid skryf. Hy het nie van hierdie LED's op die karre gehad dat jy een lig aansit en dit lyk of die son opkom nie. Hy het 'n ou liggie gehad soos hierdie ding. Hy maak lig, maar 'n lig vir my pad. Daardie lig is dalk 50 meter in plaas van die lamp se 20 meter, maar hy is gesentreerd en waar my lig kyk, daar kan ek sien, maar ek kan nie alles sien nie. Daardie lig en daardie lamp is in God se woord. Weet jy wat, dit help my niks as die krag afgaan.
en die flits lê by die huis nie. Dit help my niks as die krag afgaan en die generator is sonder diesel en hy is toegesluit nie. Dan help dit my niks, dan raak dit vir julle 'n irritasie, want hoekom is daar nie diesel in die kerk se generator nie? Daarom bring hy hierdie ding baie naby vanmôre en hy sê vir jou, dis tyd dat jy jou verhouding met die woord dag vir dag by jou voet. Ek sal my voet nie, u sal my voet nie laat struikel nie. As ek deur klippe loop, sal ek my nie stamp nie. Hoekom? Want u woord is 'n lamp vir my voet. As ek deur die woord kyk, het ek 'n lig wat my 'n idee gee van wat gaan kom, nie met al die detaile nie. Want in 1 Korintiërs 13 sê hy, want profesie, hulle sal verbygaan. Dan bly daar 3 goed oor. Geloof, hoop en liefde. In Efesiërs 6 sê hy, neem dan op die swaard, nou word my lig 'n swaard van die Gees, dit is die woord van God. Nou het ek 'n multitool. En nou vat ek hierdie woord en ek hou dit vas. En dis nie net vir my en jou nie, wanneer Jesus op sy hoogtepunt is nadat hy gevas het vir 40 dae en hy het God se gesig gesoek en hy kyk en hy sê, ek wil niks doen wat ek nie sien u doen nie. Ek wil hy lig na u skyn. Sien wat u doen, dis wat Jesus sê. En dan kom die duisternis in daardie kragtige oomblik van 40 dae klaar gevas, Jesus, die Seun van God, en die duiwel praat met hom, en al wat hy doen is, hy haal die lamp uit en hy sê, daar staan geskrywe. En as jy die lig aansit, wat klei die duister nie, die duister verdwyn. Jy sien, maar daarom is dit belangrik dat ek en jy elke dag die lig sal aansit. Al is jy wie? Ek het Woensdag, ek dink dit was Woensdag, ewe skielik bel iemand my, hulle sit op die sypaadjie, ek moet dringend kerk toe kom, 'n jong man, 23 jaar oud, ek tog, alright, en ek kom kerk toe. Toe ek hier kom, lei ek 'n man na die Here toe. Maar hy kom kragtig tot bekering. En weet jy wat, die volgende oggend, 6:00, WhatsApp kom. Het jy jou Bybel gelees? Die aand bel ek hom, WhatsApp hom, het jy jou Bybel gelees? Sit die lig aan. Sit die lig aan. Gister WhatsApp hy my, hy sê, pastoor, is 3 dae, wat ek skoon is. Hy sê, dis die eerste naweek. Hy sê, vanaand is die klomp partytjies in die dorp. Hy sê, maar ek wil nie gaan nie, ek gaan my lig aansit. Hoekom? Vir my voet. Vir my voet. Vir my pad. En dan elke keer, wanneer Jesus die oorwinning oor die vyand wil hê, sê hy vir hom, daar staan geskrywe. Hy werk deur die woord. Die oomblik as ek lig aansit, is daar openbaring. Ek weet nie wat jy gisterand gedoen het nie, so as ek in die donker instap, dit het al nie gebeur. Ek stap in die donker en ek ken mos hierdie kerk nou al.
Want net iemand 'n stoel geskuif. Hier is dan ek boos. Nou weer die stoel geskuif. Ek het net nou in die lig hier verby geloop en nie die stoel gesien nie, maar nou dat dit donker is en ek in die donker wil wandel, jy sien die oomblik as jy in duisternis wil wandel, gaan jy oor familie val. Gaan jy oor die kerk en die pastoor val. Hulle is daar, maar jou lig het donker geword. Dit is nie hulle skuld nie, dit is nie die arme stoel se skuld dat ek neergeslaan het nie. Ek het in duister gewandel, sit die lig aan. As jy die lig aansit, sal hy van jou af wegvlug, wat? Duisternis. En is nie jou verantwoordelikheid om vir my lig te maak nie. Maar weet jy wat? Terwyl ek woensdag in hierdie kantoor sit met 'n seun wat geen lig ken nie, en ek praat met hom. Julle is die lig van die wêreld. Met eens deur my kom die wat? Die lig. En dit het die duister. Ek kyk na daai jongman en hy's groot en hy vertel my wat hy in die dorp gedoen het. As ek sy naam ken, gaan al die jong mense hom ken. En 10 minute in die gesprek en begin hy, en hy sê vir my, ek weet nie wat gaan nou aan nie. Ek sê, want ek huil nie. Ek sê, daar is vir jou tissue. Hy nader aan 3-4, hoekom? Want die lig fight nie met die duister nie. Die duister vlug. Wanneer jy lig aansit. Hou op om die duister te veg. Sit die lig aan. U woord is 'n lig. Dan kom daar openbaring vir wie? Vir jou. Iemand bel my gisterand hier 8uur se kant uit van 'n boupark uit. Met 'n verskriklike revelation. Hoor die pastoor, jy moet skryf. So halfpad deur die gesprek sê ek, weet jy wat, hierdie is nie vir my oop nie, ek het dit nog nie aangesit nie. Dis jou revelation. Ek gee my kans, praat met my oor 'n week. Laat ek lig aansit. Jy sien, want dit baat nie dat ek wil hê, jy moet lig hê, maar ek is in die duister nie. Jy sien, as ons dan almal in die lig wandel, kyk hierdie kollektiewe en koöperatiewe blessing, ons het almal lig, nie een van julle het dit aangesit nie, die lig is hier, jy kan die stoel sien, jy kan dit, en dan val jy nog steeds oor iets nou en dan. Die oomblik as ek lig aan het, is daar 'n gerusheid. Want nou word die onbekende bekend. Die oomblik as die lig aan is, het ek selfvertroue en geloof. Ek kan hierdie doen. Die oomblik wanneer ek besef, hy's 'n lamp en 'n lig, trek hy my in verhouding in. Verhouding met die woord, en die woord het vlees kom word en onder ons kom bly, met ander woorde Jesus. En nou bereik God iets wat ek en jy gemis het. 'n lamp en 'n lig soek werk. Ek het nou die dag vir die dames aand het ek 'n klomp lampies aan die gang gesit. Jy weet nie hoeveel werk is dit, om daai lont in te sit, om te sorg dat die olie vol is. En nou, vanmiddag kom jy daar, nou sien jy ooggids, maar hierin is 'n tankie lek, als is nat onder hom, nou moet jy hom skoon maak. 'n lamp kors 'n bietjie werk. Die woord soek jou aandag, maar dit soek verhouding. Verhouding met die woord.
Want nou stap ek met hom elke dag. Jy al agtergekom, jy ken jou selfoon, hoe goed, maar as jy nou die torch moet aansit, dan moet jy eers kyk op die skreen. Het jy al agtergekom, as jy in die gang afstap by jou huis, weet jy presies, al is dit hoe donker, jy weet waar is die skakelaar. Jou hand vind daai skakelaar elke keer, hy soek hom nie. Hoekom? Want daar is 'n verhouding oor hoe ek lig aansit. U woord soek verhouding. Want hoe meer ek hom aansit, hoe meer is daar 'n nabyheid, hoe meer is daar 'n gerusheid, hoe meer is daar geloof, hoe meer is daar vertroue. En dan, as ek hom aansit, begin ek al hoe meer agterkom, dis sy lig. It's no longer me, it's him. Het jy al agtergekom hoe mense baie keer met die skrif by jou kom, en die skrif wil gebruik en misbruik asof dit hulle skrif is. Dis God se skrif. Jy mag hom aansit, maar dis nie jou lig nie. Dis God se lig. En weet jy wat nou? As ek en jy almal by die kruis die lig aansit, is dit dieselfde lig. As ek en jy dieselfde lig lees, is dit dieselfde lig. Ja, ons almal kry by Eskom krag, as ons krag het. Maar as jy by jou huis hom aansit, sien jy verfkleure wat ek nie sien nie, want dis jou huis. Jy sien meubels wat ek nie sien nie, want dis jou huis. God het vir jou 'n unieke lewe uitgebou. Maar hy kort die lig. Kort lig. As donker kolle. Miskien moet ek en jy weer die lig aansit oor familie wees. Miskien moet ek en jy weer die lig soek rondom God en finansies. Miskien moet ek en jy weer die lig aansit oor verlossing en oorwinning en bevryding. I am a child of God. En dan gaan ek net so 4 versies vinnig vir jou lees. Want die woord is 'n lamp en 'n lig. Die woord is 'n lamp en 'n lig. Dit moet jy vanmôre huis toe vat. Dis nie 'n flashlight of die son nie. Sit die lig aan in jou lewe, by jou voete. O rots van die eeue, ek skuil by u. Job skryf in Job 12:21 die volgende 22, hy sê, hy openbaar dieptes uit die duisternis uit en doodskaduwee bring hy uit in die lig. Daar is dieptes waar jy kan verdrink. Daar is doodskaduwees wat jou kan heeltemal omvergooi. Maar hulle word aangespreek, sê Job, deur die lig. Want daar staan geskrywe. Die oomblik as ek hierdie beginsel verstaan, vertrou ek God. Vertrou ek die krag van die woord. En dan is dit vir my 'n probleem. Dit is nie 'n probleem nie. Ek sit elke dag ligte in my huis aan en af. Maak my nie moeg nie, want daar's 'n doel daarin. As ek die lig aan het, is daar vryheid. As jy vanmôre begin agterkom dat die verhouding met jou Bybel en met die woord bring dat jy geloof en vertroue en liefde het.
Ek stap in ons kombuis in en daar is so dubbel lig in die kombuis, net soos hierdie LED's. En ek stap nou die dag in en ek sit die lig aan. En daar's lig, maar met eens kyk ek op, want daar's net een van die twee, jy kom het agter. Niemand het dit nodig om vir my te sê, nie toe ek daar staan, besef ek, maar my skaduwee is anders, hier's 'n lig dood. Hallo? Wanneer het jy agtergekom, daar's 'n bietjie lig kort in jou gees? Jy sien, want nou lees ek, en ek vertrou God. Ek vat daai flits, en ek vertrou die batterye. En ek stap met daai flits deur my tuin. En ek val nie oor klippe nie, en ek loop nie in 'n heining vas nie. As jy God begin vertrou, gaan jy agterkom dat selfs met 'n lamp kan jy hardloop. Selfs met 'n liggie kan jy hardloop. Jy het nie 'n spotlight nodig nie, u woord is 'n lamp en 'n lig. Maar as jy God vertrou, jy moet teruggaan na daai Saterdagoggend toe. Die tweede kers wat ek in die gang afdra, toe loop ek te vinnig. Die halfpad in die gang af, toe is die kers dood. Toe onthou ek nie, my maat altyd die kers vasgehou so. En dan loop jy, nou kry ek tegniek in hierdie lig. Jy moet weer bietjie begin tegniek ontdek. Dat jy die lig kan onthou. Jy moet jou lig by jou hê. 2 Samuel 22:29 skryf hy sê, want u is my lamp, o Here. Kyk hier, Dawid sê, die woord, 2 Samuel 22:29, kyk hy na God en hy sê, want u is my lamp, o Here. En kyk die tweede gedeelte van daai sin. En die Here laat my duisternis opklaar. Stoor, ek is so bang vanmôre, sit die lig aan. Kry Jesus in jou lewe. Begin die woord weer leef. Praat die woord. Haal die woord aan. Want dit laat die duisternis opklaar. Weet jy wat is die harde seer werklikheid? As jy dit nie doen nie, is die duisternis daar om jou oor te vat. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Kom ons gaan terug 2 versies, dan maak ek klaar. Psalm 36:10. Want by u is die fontein van lewe, in u lig sien ons die lig. Is dit nie wonderlik nie? Nou is daar weg van 'n kersie en 'n lampie, maar as jy al die kerse en lampe by mekaar sit, is daar vir ons 'n lig. Hulle het ons jare terug geleer in veldkuns. In die nag in 'n donker veld sit jy nie eers 'n vuurhoutjie aan nie, want iemand kan daai vuurhoutjie oor 'n kilometer of 2 sien. Een liggie. Maar nou kom daar 1000 ligte by mekaar. En nou word ons soos 'n lig wat op 'n lamppaal kom en nie onder 'n emmer weggesteek word nie. Jy sien, want as mense na jou kyk, moet hulle die lig sien. Nie die duisternis nie. Daar's genoeg duisternis. As hulle jou hoor sing, moet hulle lig hoor. As hulle jou hoor sien loop, moet hulle hoop sien. Hoekom? Want omdat hy lewe, tree ek my volgende tree, die laaste ene vanmôre, Psalm 119, 130. Die opening van u woord gee lig. Dit maak die eenvoudiges verstandig. Halleluja.
Hy sê nie net die pastoor of die priester of wie ook al mag hierdie oopmaak en dan mag hy nou iets sien nie. Try dit vanmiddag. Gaan sit en lees 'n hoofstuk. Gaan lees 'n boek. Sit jou series bietjie af. Sit jou reeksie by die TV bietjie af vanmiddag. Jy het agtergekom hoe vinnig kan jy 'n uur lank na 'n fliek kyk. Maar as jy die woord moet oopmaak, hier is daar dwaal jou gedagtes en goed hoekom, want jy's geoefen met flieks, maar nie met die woord nie, man. So maklik soos dit. Die opening van u woord. Hoekom wil ek Bybel lees? Om hemel toe te gaan? Nee, sodat ek hierdie week in oorwinning kan leef en loop. En vir die duiwel kan sê, duisternis het geen houvas op my, want daar staan geskrywe. Want so lief het God die wêreld gehad, en die oomblik as jy dit sê, dan word die eenvoudiges verstandig. En die wysheid van die wêreld word weer lê in die eenvoud van die lig. Jy sien, want daar's so baie teologiese gevegte. Mense kom met soveel opinies en soveel dinge. Nou moet jy dit nou probeer teenveg. Maar my hulp is in die naam van die Here. En ek verklaar dit vanmôre oor jou lewe. En ek hoop jy vat dit vanmôre. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Sit jou lamp aan. Kry jou lig skoon. En hardloop op die wedloop wat God vir jou bepaal het. Amen. Vader, dankie vanmôre dat u woord met ons spreek. Dankie dat ek vanmôre u woord kan open en dat daar lig is. Dankie Here dat wanneer elkeen van ons al hoe meer nou die woord gaan begin open, en die dwaasheid wat in my gedagtes dwaal, verplaas met die wysheid van God se woorde. Dankie Here dat wanneer ek die woord meer open, ek minder met die vyand veg, maar meer in vertroue en in geloof u volg. Want Here, daar is niks anders. Die duiwel het nie lig nie. Hy het nie 'n lamp nie. Hy is dief, hy steel en hy slag en hy verwoes. Maar Here, ek bid vanmôre oor hierdie gehoor. Ek bid oor elke persoon wat na hierdie uitsending kyk op een of ander wyse. Dat U ons genade gee om die lig in die lamp aan te sit. En laat die lamp nooit sal flou word nie. Maar Here, ek dank U ook dat U woord in die profete sê dat die rokende lampe U dit kan regmaak. Here, want U het 'n behaag in 'n lamp wat helder skyn. U het 'n behaag in 'n lig wat warm skyn. Help my vanmôre om nie te bekommer oor 2 of 3 jaar en die hele volle prentjie wil sien nie, maar dat ek vanmôre die lig so sal aan hê, dat ek U sal sien, en U sal volg, en dan weet ek, goedheid en guns sal agter my aankom. Ek hoef nie die spooke te jaag nie. Ek hoef nie te bekommer vir dit wat in die donker skuil nie. Want U is my skild en my beskerming. Here, gee my genade, dat wanneer ek my lamp aansit, ek net U voetspoor kan sien waar U nou getrap het, sodat ek daar kan intrap.
Help my om in so verhouding met U en U woord te lewe, dat ek my oë sal afhaal van die dinge van die wêreld, en U sal sien, en dat mense U in my sal sien, vanweë die lig. Mag dit so wees vanmôre, in Jesus se naam. Amen. Mag die Here U ryklik seën as U ons nodig het die week. Ek is by die huis en ons bid vir U en dit is altyd lekker om U saam